Goeiemôre, 1 Desember, kan jy glo, einde van die jaar, ons is amper by Kersfees, né? So 'n paar antwoorde vir refugee questions. Daar's 'n hele paar vrae, comments oor 'n police clearance sertifikaat, waaroor ek gepraat het met een van my live shows op die naweek. So, hier's die ding wat mense moet verstaan. Jy het nie 'n police clearance nodig om nou deur die proses te gaan nie, want hulle doen hulle background checks daar. Maar, wanneer jy aansoek doen vir jou green card hier in Amerika, is een van die dokumente wat jy gaan nodig hê, 'n police clearance dokument. Nou, ek het ander kommentators gehoor om te sê, omdat hulle reeds 'n background check doen in Suid-Afrika vir jou om te immigrant, vir jou refugee proses, dis wat dit cover. Ek sê nou vir jou persoonlik, dit kan so wees, maar die kans is goed dat jy nog steeds, omdat jy aansoek doen vir 'n green card, 'n police clearance dokument moet byvoeg, hulle klomp dokumente. Nou, daai mense lees dit net op die internet en sien, dis wat hulle sien, hulle is nie regtig deur die proses self, of weet, dis die definitiewe antwoord nie, en soos ek gesê het, dis beter om 'n dokument te hê en dit nie nodig te hê nie, as om een nodig te hê en jy het dit nie, dan moet jy wag daarvoor. Nou, dan sê die mense, ja, maar onthou, police clearance is net 3 tot 6 maande geldig, en jy sal eers na 'n jaar as jy hier is aansoek doen. Ek verstaan daai ding, onthou net. As jy jou police clearance kry in Suid-Afrika, gaan jy mos binnekort die land verlaat, op refugee, dan sê jy in Amerika die hele tyd. So dis waarna hulle kyk. Het jy die land verlaat binne 3 tot 6 maande nadat jy die police clearance gekry het? Nou is jy in Amerika. So jy was nie terug in Suid-Afrika om 'n crime te gaan pleeg, of ja, 'n rekord op jou naam gaan wees wat hulle nie van gaan weet nie. So moenie worry oor, dis net 3 tot 6 maande geldig, maar ek kan eers na 'n jaar in Amerika aansoek doen vir die green card. So daai het al expire. Hy het nie expire nie. Het wys die datums wat jy uit Suid-Afrika uit is, was minder as 3 tot 6 maande nadat jy die clearance gekry het. So, as jy kom hier en jy moet aansoek doen vir jou green card en hulle versoek 'n police clearance van al die vorige plekke waar jy gebly het, dan het jy die ding by jou, in plaas van om daarna te probeer aansoek doen. As jy aansoek doen by die polisiestasie of whatever en hulle wil dit nie vir jou gee of daar's 'n probleem, dokument dit net. As hulle kan sien, daar was dokumentbewyse dat jy probeer aansoek doen en hulle wil jou nie help nie, dit sal ook dit cover. Maar soos ek weer eens sê, as jy die goed gaan lees, nie direk van want al die kommentators lees die goed net direk van die internet af. Was nooit self deur die proses nie, lees net van die internet af en die internet sê, well, as jy binne Amerika is dit dalk nie nodig nie, want jy's gewet binne in Suid-Afrika gewet already. As jy buite is, moet jy hê as jy aansoek doen vir green card. Dit hang af wie is jou agent by wie jy aansoek doen as jy in Amerika. As jy doen 'n goed aansoek, want ek kan jou nou waarborg, ek het al hier gesien, die mense by ons wat gaan net na die DMV toe, Homeland Security. Jy het dokumentasie nodig om 'n permit te kry vir 'n CDL. Een ou laat een goed deur, ander ou laat dit nie deur nie. So, hier's my raad vir jou. As jy kry een, jy het hom nie nou nodig vir aansoek om te refugee nie, kry een en het hom by jou. So as jy hier aankom en hulle vra vir jou einde van die jaar, waar is jou clearance, police clearance vir green card, dan sê jy, hier sê, en dis ek is 2 maande, ek het hom gekry, en 2-3 maande later is ek in Amerika, maar is nog nooit terug nie. Met ander woorde, daar gaan nie iets uitstaande wees wat jy miskien kon gaan crime pleeg het in Suid-Afrika nie. Dis my raad, jy hoef dit te gebruik nie, jy kan dit gebruik. Hoe lank voor jou bestuurslisensie in Amerika moet hernie, want jy weet in Suid-Afrika moet jy elke 5 jaar doen en gaan vir 5 ure in 'n ry staan. Amerika nee. In Amerika om jou bestuurslisensie te hernie, het vat 10 jaar voor jou moet hernie, en jy doen dit online. Of jy gaan in by die kiosk, by die DMV, jy loop in, gaan na die kiosk toe, jy sit die goeders in, jy betaal dit net daar, en jy loop weer uit met jou nuwe lisensie. Jy gaan 'n geprinte lisensie kry, en hulle stuur vir jou 'n kopie in die pos. Commercial driver's license, jy moet ingaan fisies, want hulle moet jou gesig sien, en jy moet weer die proef gee vir jou residence, en dit is ook tussen 8 en 10 jaar, en dan vir oud jy ook is. Dis in Amerika, die bestuurslisensies. Wat doen ek met my karskuld? Ek het nog karskuld uitstaande. Jy kan nie weghardloop van jou skuld nie. Jy gaan jou kar moet verkoop, en as er nog steeds uitstaande is daarna, moet jy terugbetaal. So, jy moet nie dink jy kan weghardloop van jou skuld nie.
jy gaan nog steeds jou maandelikse paaiement vir jou kar moet betaal as sit jy in Amerika. Jy hoef nie, niemand weet dwing jou nie, maar as jy nou wil moeilikheid hê, dus doen dit, veral as jy banke skuld, geld skuld, weet, kar, wat die tipe goeders, en die ander ding is, jou bank in Suid-Afrika sal nie jou rekening toemaak as jy nog geld skuld anyway nie. So onthou, jy kan nie weghol van jou skuld af nie. Iemand vra vir my, 'n paar het my al gevra, wat's my budget vir elke maand vir groceries en weet kos en water en ligte? Dit help jy ek sit dit op nie. Dit hang af waar jy gaan bly en dit hang af hoe jy leef. So ons is 3 mense in ons huis. 3 slaapkamer huis, is 2200 square feet, redelike groot huis. 3 slaapkamer, ons is 3 mense. So ons het versekering, krag en water en elektrisiteit, jy weet, en ons het nou die internet wat aankom en dan ons kos en ons alles daai. Hy is direk langs my, presies dieselfde size, met presies dieselfde 3 mense se budget gaan verskil vir myne. Want hulle eet ander kos as wat ek eet. Hulle los hulle deure oop meer as ek, so die krag is loop langer as die aircon anders. Hulle gebruik meer krag, hulle loop die water, hulle vat langer storte as ek. So ek kan nie vir my budget neersê en sê, okay, dit is wat jy moet beplan nie. Dit is van elke mens tot mens. Jy kan nie glo die groot verskil, net in ons woongebied. Sien ek die mense praat hulle mond, hoekom is ons water so duur? Dan praat hulle van, weet, $150 'n maand vir water, en dan wonder ek by myself, wat die hel het hulle gedoen? Het hulle die kraan oopgemaak in die tuin en hom gelos vir 3 dae om te loop? Ek weet nie. Myne is nie soveel nie. Maar jy sien, dis wat elke ou gebruik. Een ou vat 'n uur lang stort, 'n ander ou stort vir 5 minute. So jy kan daai ding nie doen. Jy kan nie vir my sê, wat's my budget? Dit help niks ek sê vir jou budget nie. Want elke dorp, elke staat, elke plek verskil, jou leefwyse verskil, wat jy eet verskil so. Vat dit so. Almal wat na Amerika bly, lewe. En maak 'n lewe en is able om te lewe. So dis wat jy aan kan dink. Jy gaan nie kom, as jy hier sukkel is jou eie skuld. Is daar ekstra hulp vir erge oorgewig mense by die lughawe en op die vliegtuig? Ok, hier is nou 'n interessante ding. Ja, daar is ekstra hulp. Jy kan vra dat jy 'n rolstoel gee om jou op die lughawe rond te stoot as jy nie kan loop, weet, betyds by 'n ander punt kom of met 'n golfkarretjie of so aan nie. Maar erge oorgewig mense, onthou, daai vliegtuig seats is klein. En hulle betaal vir 1 seat. As jy 2 seats moet occupy, gaan jy dalk die tweede een self moet betaal. Dink net daaraan. Want daar's nie 'n manier dat erge oorgewig mense in 1 vliegtuigstoel geïnpas. Ja, is nie 'n manier nie. Ek het dit al my eie oë gesien. Ouens koop tickets, hulle moet vir hulle dubbel seats betaal, want hulle gebruik 2 seats. Hulle slaan die armleuning op tussen die 2 seats en gebruik die een as 2 stoele. Of die 2 stoele dan as 1. So as jy erge oorgewig is, en jy sien, jy gaan kyk op die website, en die seat, die dimensions van die sitplek is, of jy daar gaan inpas. As jy nie gaan inpas nie, jy gaan 2 seats nodig het, gaan jy eers van die vliegtuig afval, want daar's iemand wat langs jou sit, en jy kan nie daai seat ook kry nie, moontlik, en dan gaan hulle vir jou sê, betaal vir 'n tweede seat. So, dis miskien iets wat jy aan moet ernstig oordink, in die proses, en laat weet die mense, as jy gaan vir jou onderhoude en al die tipe van dinge, en hulle wil reël dat jy moet travel, dan sê vir hulle, kyk, hoe lyk ek gaan dalk 2 seats moet nodig hê op die vliegtuig. En dan sien dalk sit hulle vir jou 2 seats op, jy gaan net moet terugbetaal. Maar daar is hulp, jy weet, as jy nie kan loop ver of so iets nie, op 'n lughawe, daar is rolstoele wat jy kan gebruik, of hier, en daar is golfkarretjies wat jy kan rondry en so aan. Disabled as gevolg van 'n stroke, is Amerika pretty much wheelchair friendly, heeltemal wheelchair friendly in Amerika, heeltemal. Dis Title 7 en Title 6, hulle het nie 'n keuse nie. Al die plekke of business, al die publieke plekke moet wheelchair friendly wees. Kan jy maklik 'n U-Haul trok hier en goed rondtrek? Ja, daar is trokke, U-Haul trokke, en daar's 'n paar ander wat trokke hier. Baie van hulle soek net jou driver's license en jy gaan jou kredietkaart, en gaan hier jy U-Haul trokke byvoorbeeld is $20 'n dag plus whatever hulle vra per myl. En dis die ding, dan gaan hier jy en dan skuif jy jou goed rond. Selfde vraag, iemand vra hoeveel kos dit om te trek tussen een staat en 'n ander staat. Hang baie af van wat het jy. As jy 'n vol huis het, jy weet 'n huis vol huis, dat jy 'n treklorry gaan nodig hê soos in Suid-Afrika,
Dit hang af hoe ver jy moet gaan. Onthou Amerika is nie Suid-Afrika nie. Dis 5000 km van die ooskus na die weskus. Dis nie net 1000 km of soos in Suid-Afrika nie. So, hang af hoe ver trek, as jy net na die staat langsaan toe trek, dan sê ek, kryf jy jou trok en doen dit jouself. Of as jy nou moet verder trek, en as jy het 'n vol huis inhoud en goeders, kry jy trokke, dis verskillend van prys tot prys. As jy min goed het, jy's nog net nie hierso, het nie veel goed nie, het nie veel toerusting om te trek nie, jy trok of jouself, of as jy alles in jou kar kan ry, en ry jy maar net self. So daai is moeilik om, ek kan nie vir jou sê wat dit gaan kos nie, want dit hang van baie faktore af. Sal my dogter, iemand gevra of my dogter terug sal trek Suid-Afrika toe. Nee, daar's geen, sy ken nie Suid-Afrika nie, sy was 2 jaar oud toe sy daar gewaai het, en sy het geen behoefte om terug te gaan Suid-Afrika toe nie, sy kan maar sien wat daar aangaan. So, nee, sy het nie 'n behoefte om terug te trek so toe, of enig iets, sy het nie eens daar gaan kuier nie. Wat maak hulle op die vliegtuig met mense wat baie snork? Dit hang af van die passasiers reg rondom jou. Dit is hulle wat die probleem gaan maak, en so hulle gaan jou wakker stik. Iemand snork langs jou, hulle bump jou met die elleboog tot jy wakker is, want jy pla hulle. So as jy baie snork, ek weet nie of jy iets kan neem daarvoor nie, maar jy gaan ten toe aan die hele vlug moet wakker wees, want die mense langs jou gaan definitief 'n bohaai maak. Hulle gaan jou met die elleboog stamp, of hulle gaan die air hostess kry om jou wakker te maak. So ongelukkig, dis die publiek, dis nie publiek. Die airline het nie spesiale rules nie, hulle moet net maak seker almal is kalm en maklik, en jy interfereer met die ander mense se rus, hulle gaan jou wakker maak. Moet ek 'n eSIM kaart kry in Suid-Afrika wat ek moet saambring sodat ek data hê in Amerika? Moenie sulke goed doen nie, jou foon gaan nie werk, op jou SA foon gaan nie werk, as jy hom hier, jy sit hom met as jy op die vliegtuig is, haal hom onmiddellik van roaming af en shutdown, jy weet, van roaming af, en as jy na Amerika kom, as jy connect met wifi, dan kan jy jou WhatsApp en goed gebruik, tot jy hier kom en jou caseworker kry jou, help jou om 'n foon te kry en 'n nuwe SIM-kaart en goeders, of as jy hier kom, dan gaan koop jy vir 'n nuwe SIM-kaart vir 'n maand, of so iets, weet, by as you go SIM-kaarte, maar jy moet dit hier insit, help jy kry in Suid-Afrika nie, want hy gaan nie, as jy hier kom, dan werk dit op roaming, dit gaan 'n Suid-Afrikaanse netwerk wees. En dan die laaste vraag, ek is 64, net standaard 8, ek is Afrikaans sprekend, maar ek het cashier, jy het ondervinding om by 'n til te slaan, so sal ek regkom soos Walmart of so iets. Okay, jy het net standaard 8, so baie plekke soek jy met matriek, so jy gaan dalk 'n GED moet doen, maar baie plekke sal kyk hoe oud jy is en hoe lank het jy al gewerk en het jy experience, en kan jy 'n waiver gee vir matriek. Maar jy sê spesifiek, jou man is Engels sprekend, maar jy is Afrikaans sprekend. Ek weet nie of dit 'n probleem is om Engels te praat nie, want as dit 'n probleem is om Engels te praat, gaan dit 'n probleem is om werk te kry, want obviously almal werk dit in Engels. Maar daar's nie noodwendig 0 kans dat jy werk kry nie. Onthou, mense is baie keer hierso kom in Amerika, in Chinese, Mexicans, whatever, sukkel om Engels te praat, maar hulle werk. So as jy kan basic communicate met Engels en jy kan tilslaan en hulle sit jou daardeur, dis moenie dink dat jy nie 'n kans staan om werk te kry nie. Jy's definitief baie kans om werk te kry, veral unskilled labor. Gaan jy definitief iewers kan regkom. Dis die vraag vir vandag. Soort vrae onderaan, dan sal ek dit weer antwoord so deur die week. Geniet die dag verder.